skep deur geloof in die onsigbare. Daar's oomblikke wanneer God jou nooi om iets te skep wat nog glad nie bestaan het nie. En dit begin altyd in geloof, nie in sigbaarheid nie. Ons lees in Hebreërs 11 vers 3, omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Nou hierdie vers is nie net 'n teologiese stelling nie. Dis 'n vers wat vir ons 'n kreatiewe uitnodiging gee en nooi om saam met God kreatief te wees. God het die heelal geskep uit die onsigbare uit. Dit begin met 'n gedagte, 'n woord, 'n bedoeling, 'n visie. En omdat ons na sy beeld gemaak is, leef dieselfde kreatiewe vermoë in ons. Nou in 'n wêreld vol konstante verandering, tegnologiese verskuiwings en ekonomiese onsekerheid, voel dit soms asof ons net kan reageer. Maar kreatiwiteit gee jou die moed om innoverend te reageer, om te initieer en nie net te oorleef nie. Dink byvoorbeeld aan wetenskaplikes wat nuwe medisyne ontwikkel uit idees wat eers net vaag en vreemde konsepte was. Dis eintlik geloof in aksie. Dis geloof dat die onsigbare kan vorm kry en dan gebeur dit en word dit gevorm. Sielkundige navorsing ondersteun dit. Simonton wys daarop dat kreatiewe deurbraak dikwels begin by 'n innerlike oortuiging dat iets moontlik is, selfs al is daar nog geen bewyse daarvoor nie. Hy skryf dat hierdie geloof die katalisator is vir persoonlike florering en kreatiewe spronge. Nou, ons kan net daaroor praat of ons kan iets daaromtrent doen. So kom ons toets dit vandag deur iets te doen wat nog net 'n idee is. Iets wat dalk nog in jou agterkop die hele tyd was en nog so half onmoontlik voel. Begin dan nou vandag om net eenvoudig op die internet daaroor na te lees. Of kyk of daar al 'n video of 'n prentjie is van dit wat jy in gedagte het. En begin skep aan iets wat in jou gedagtes nog net bestaan. Want onthou, geloof is die onsigbare waar kreatiwiteit begin. En jy is nie net geskep nie, jy kan self ook skep. Leef geïnspireerd.